priesters elke dag diensbaar was by die bronse altaar, by die kruis, by die voet van die kruis en die mense hulle offers gebring het. So bring ons vandag ons offers. Ons gee onsself as lewende offers. Ons kniel voor U, Koning Yeshua. Ons kom meld aan as U kabinetslede en ons wil net doen en sê dit wat ons koning sien doen en dit sê wat ons koning gesê het. Meer U woorde deur ons monde as ons eie woorde. En ons wil U gesindheid hê, Yeshua, U ingesteldheid, gefokus net op U. Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir hierdie amazing oggend, dat ons U kan aanbid in waarheid en in gees, Abba. By mekaar kom die wêreld wat dit vandag sien as 'n vakansiedag. Vader, wil ons net op hierdie dag ook vir U eer kom gee, en this is the day that the Lord has made, and we will rejoice in it. Kom raak my mond aan met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Vader, ek wil niks spreek in die eie ek of, maar U woord is lewend. U woord is logos wat die skrif is, wat U woord is, dis van die begin tot die einde, dis vas en U beloftes is nie leeg nie. Maar dan het U ook 'n rema woord, 'n lewende woord. En in die uur dan kom spreek U woord, Vader, en ek wil bid, ek wil net die instrument wees waardeur daardie rema woord gaan. Waardeur U woord soos 'n tweesnyende swaard sal sny. Dankie vir U goedheid, Vader. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. As daar iets is van die eie ek, mag my tong en my verhemelte vasplak. Mag daar nie 'n woord uitkom nie. Net dit wat U verheerlik, net die waarheid. Asseblief, Vader, ons pleit by U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawai. Amen. 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 Ons is in Handelinge 12. Ons kom al 'n lang pad met Handelinge en ons het nog morning Pieter. Ons het nog 'n lang pad wat ons gaan stap. So in Handelinge, maar dit is so amazing boek, want dit wat ons daar so is courageous ook. Good morning. Very good. So ons het Acts 12 wat ons vanoggend gaan saam bestudeer. Ons het 'n Petrus hierso, 'n Pieter. Peter, this is where Peter was jailed. So mag Abba Vader vanoggend met ons praat. Net so 'n bietjie agtergrond van Handelinge 12 voor ons daar kom, net voor Yeshua opgevaar het na die hemele, toe sê Yeshua vir sy disippels in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer Ruach HaKodesh, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. En ons weet 10 dae later in die bovertrek, waar die disippels was, het daar skielik in die hemele geluid, soos van 'n geweldige rukwind gekom en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit en hulle almal is vervul met die Heilige Gees. Daardie vuur van Ruach het op hulle kom sit en daardie vuur het gemaak dat hierdie ouens tot op die dood toe die woord verkondig het. Want Openbaring 12 vers 11 sê, deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis en tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad en het ons die vyand oorwin. Die disippels was gevul met die Heilige Gees en het presies gaan doen wat Yeshua se opdrag was, om almal te gaan vertel, tot aan die einde van die uithoeke van die aarde. En dit is nog steeds ons roeping. Ons het nodig om ander te vertel. You can't keep it in, you gotta tell the world about your Messiah, Yeshua. Ja, die disippels was gevul met die Heilige Gees en daar het so 'n vuur in hulle gebrand vanaf daardie 4 tonge op hulle koppe was, dat die hele wêreld aan die brand
Hulle het die hele wêreld aan die brand gaan verkondig met die evangelie van Yeshua. Al was hulle vervolg tot die dood toe. In Handelinge 12 vers 1 sê Lukas, want Lukas skryf Handelinge, hy's 'n dokter, en hy skryf Handelinge, en hy sê, en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. Nou Herodes was een van die manne in die Bybel wat direk in opstand gekom het met Abba Vader. Kyk, as jy in opstand kom met 'n instrument van Abba Vader of 'n gesalfde van Abba Vader, dan kom jy in opstand met Abba. As jy in opstand kom met 'n gesalfde van Abba, kom jy in direkte opstand met Abba Vader. Ons sien dit in Numeri 12. Ons sien dit vroeër in Numeri waar Korag hulle in opstand gekom het, sy eie neef in opstand met Moses. As jy in opstand kom met die gesalfde van Abba Vader, dan kom jy in opstand met Abba. Maar net so 'n bietjie agtergrond. Die eerste Herodes waarvan ons leer in die woord is Herodes die Grote. Hy is van die Idumeese familie en volgens die woord tydlyn was hy in bewind 41 voor Christus tot die geboorte van Yeshua. Dis van hom wie ons lees in Matteus 2 met die geboorte van Yeshua, hoe hy al die babas 2 jaar en jonger vermoor het. Ons het van hom nou gelees in ons evangelie reeks in Matteus ook. Nou hierdie Herodes was 10 keer getroud, en omdat hy soveel keer getroud was, het hy baie kinders gehad. En omdat hy baie kinders gehad het, sien ons sy nageslag het opgevolg. Een van sy seuns was 'n man met die naam van Herodes Agrippa, nommer 1. En hy was die direkte afstammeling van die Makkabeërs, 'n geskiedkundige Joodse Priotiese familie. Nou Herodes Agrippa 1 was in Rome hy is in Rome opgevoed, maar het 'n liefde vir die Joodse volk gekweek. Inteendeel, hy het probeer om by die Jode gewildheid te wen. Nou, hy was die heersende mag in Handelinge 12. Dis nie dieselfde Herodes wat Yeshua wou, dis sy seun. Maar hy was so dwaas om in opstand te kom met Abba Vader en Abba Vader se diensknegte. Want is dwaas, en ons gaan volgende keer gaan ons praat oor hierdie dwaasheid wat jou besiel om in opstand te kom met Abba Vader se diensknegte. Nou Handelinge 12 vers 1 begin deur te sê, en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan. Wanneer was dit? Omtrent daardie tyd. Nou ons is nou in Handelinge 12, maar Handelinge 11 vers 27 tot 30 eindig met, dit was 'n tyd waarin daar 'n groot hongersnood was, en dit was omstreeks 44 na Christus. Dis in daardie tyd dat Herodes sy hande geslaan het. Die woord sê Herodes het sy hande geslaan, wat beteken hy het die volgers van die weg kwaad aangedoen. Hy het hulle beseer, hy het hulle vervolg. Wie het dit gedoen? Herodes. En dan wie het dit gedoen? Die kerk, die liggaam van Yeshua, die aangesteldes, die gesalfdes van Yeshua. Herodes het almal gestop om die evangelie te verkondig, en die wat die evangelie verkondig het Herodes gevange geneem, of so Stefanus met klippe doodgegooi, of jou vervolg. En ons gaan kyk nou, wat het hy met 2 apostels van Yeshua gedoen. Handelinge 12 vers 2 sê Herodes het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Nou om te verstaan, hierdie Johannes is nie Johannes die doper nie, is Johannes die apostel, die een wat Yeshua liefhet, soos hy homself noem. Was Jakobus, Johannes se boetie. Herodes het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Onthou, Yeshua het 12 disippels gekies om hom te volg, en daar was 2 Jakobusse, maar hierdie Jakobus was die broer van Johannes. Hy was die seun van Alfias. Hulle het hom eintlik genoem Jakobus die kleintjie. En as jy 'n studie gaan doen in geskiedenis oor Jakobus die kleintjie, word hy ook genoem die vergete volgeling van Yeshua.
Maar Yeshua het vir Jakobus geroep net soos hy is. Ja, Yeshua het vir hierdie vergete een geroep op sy naam en gesê, kom wees jy my disipel, volg jy my. Mense het gesê, hierdie Jakobus, hy was die Jakobus die kleintjie, hy was die een wat soort van, niemand het hom gekies nie. En dalk voel jy vandag so vergete, jy voel maar, hoekom jy het 'n brand hier binne in jou om ook gekies te word, om ook 'n instrument te wees. En Abba Vader het vanoggend vir jou boodskap, wees diensbaar. Want as jy belangrik wil wees in sy koninkryk, be a servant. Voel jy vandag asof jy so graag 'n instrument in Abba Vader se hand wil wees, maar vir een of ander rede is jy die vergete een? Al doen jy ook wat, jy word net nie raak gesien nie. Dis asof jy voel, jy wil nie eers meer probeer nie, want mense kyk jou mis, en dis asof jy voel, jy is te eenvoudig, en jy is net nie goed genoeg, om 'n instrument te wees nie. En dis nie waar nie. Abba Vader weet presies hoeveel hare is op jou kop, hy sê, jy is waardevol, uniek en kosbaar. Jou naam is op sy handpalm gegraveer, en die woord sê, Abba Vader sing oor jou 'n liedjie. Maar sien, daar is 'n verskil om deur mense raak gesien te word en om deur Abba Vader raak gesien te word. Baie keer is ons pogings om deur mense raak gesien te word, maar daar is 'n verskil om deur mense raak gesien te word en deur Abba Vader raak gesien te word. As jy deur Abba Vader raak gesien wil word, luister gerus na ons evangeliediens en maak soos Johannes die Doper, kom in afsondering in 'n plek hier waar jy Abba se stem kan hoor. Be a voice in the desert. Om deur Abba Vader raak gesien is baie belangriker as om deur mense raak gesien te word. Om alles in jou vermoë te doen om deur mense raak gesien te word, gaan jou nêrens bring nie. Inteendeel, dit gaan jou net seer maak, want mense maak seer. Maar om excellence alles te doen vir Abba Vader, vir sy eer, al is dit hoe eenvoudig vir mense, dit gaan nie ongesiens verby nie. Dis met wat se hart jy voor Abba Vader staan. Jy het nodig om vandag hierdie te hoor. Jy's nie eenvoudig in Abba Vader se oë nie. Hy is jou skepper. Jy is geskep met 'n spesifieke skepingsdoel. Jy's taaf. Die Hebreë woord praat van jy's goed. Jy's taaf. Taaf is die Hebreë woord vir jy's geskape volgens 'n skepingsdoel. Miskien voel jy soos Jakobus nie goed genoeg nie, maar Abba Vader sal alles wat jy as eenvoudig en doodsgemiddeld beskou, jou menslike gawes, talente en vermoëns neem en Abba Vader sal dit gebruik om bo menslike wonderbaarlike dinge te vermag. Jy sien, wanneer jy klein word voor Abba Vader soos Jakobus, as jy klein word voor die skepper van hemel en aarde en hy jou lewe oorneem, gebeur daar wonderlike dinge. Want daar het 'n vuur in Johannes gebrand vir sy koning. Daar het 'n vuur. Hy was daar toe daai Heilige Gees soos 4 tonge op hulle kop gekom het. Jy sien, Jakobus die kleintjie het by Yeshua se voete geleer. En is toe gevul met daardie 4 tonge, met die asem, die ruach van Abba. En so begin hy toe om met die vuur, die woord, met die vuur wat op sy kop was, met die vuur wat in sy hart brand, het hy begin om die evangelie te verkondig. Hy het so vuur gehad, so brand in hom vir sy koning. Soveel so dat Herodes hom laat stenig het en hom met 'n swaard middeldeur tereggestel het, omdat hy die evangelie verkondig het. Kan jy dink? Herodes het soveel vuur gehad aan hom wat gebrand het, dat hy is gestenig en hy is middeldeur gekap, hy is middeldeur tereggestel deur Herodes. En al wat hy gedoen het was, hy het net die evangelie verkondig, hy het net gepraat oor Yeshua, maar hy was vermoor as gevolg daarvan. Is dit die verdrukking waarvan Yeshua praat? Julle gaan deur verdrukking gaan. My gebed is dat hierdie selfde vuur in ons sal brand, want die dood is nie die einde nie, dis 'n skuif van 'n tentwoning na 'n ewige woning toe. Jy sien, Herodes Agrippa I was daarop uit om die volgers van Yeshua te vervolg, omdat hy geweet het, die Jode haat die volgers van die weg.
En Paulus was daar, ons weet, hy het hulle uitgedryf uit Jerusalem, waar hulle bymekaar gekom het, en daai Jerusalem kerk het gegroei, maar hulle was uitmekaar uitgespat, die hele wêreld vir ons het daarna gekyk in Handelinge, en Herodes het gedink, dit is een manier waarop hy aan die Jode se goeie kant kan kom, as hy hierdie volgers van die weg, volgers van Yeshua, kan vervolg. Hy het gedink, dis hoe hy groot guns by die Jode gaan kry, as hy die volgers van die weg vervolg. Hy sal alles doen om die Jode aan sy kant te kry. En hy het gedink, die beste manier om dit te doen, is om die leiers van hulle het gedink, 'n onaangename sekte dood te maak. En so het die Jerusalem kerk regtig swaar getrek en was hulle verdruk. Interessant, die Talmud is die Oral Torah, dis die bygeskrifte van die woord wat die Jode skryf. Die Oral Torah maak kennis hiervan dat wanneer iemand mense lei om ander gode te aanbid, hulle tereggestel mag word, of dat hulle tereggestel moes word. En so doen Herodes dit sommer self, so volgens hierdie Talmudiese wet, om die Jode se guns te wen. Want hulle het gedink, hierdie is 'n sekte om Yeshua te dien. Hulle het nie gesien dat Yeshua is die seun van God nie. Onthou toe Jakobus en Johannes se mamma, kan julle onthou toe Jakobus en Johannes se mamma na Yeshua toe gekom het en gesê het in Matteus 20 vers 21, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Toe sê Yeshua in vers 22, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink? Kan julle die beker drink wat ek binnekort gaan drink? En gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle sê vir hom, ons kan. En Yeshua sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink. Julle sal ook gaan, julle sal ook verdruk word, julle sal tot die dood toe. Dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is. En so het Yeshua se woorde waar geword, want hier vind ons dat Jakobus inderdaad martelaarskap en teregstelling gelei het, net soos wat Yeshua. Ja, hulle het die beker gedrink wat Yeshua gedrink het. En so sien ons hoe Herodes in oorlog kom teen Abba Vader. Want so maak hy hierdie volgelinge van Yeshua, hy vervolg hulle en hy maak hulle dood vir sy eie egoïstiese selfsugtigheid, sy eie trotse doeleindes. Wanneer jy in opstand kom met Abba Vader, wanneer jy in opstand kom met Abba Vader se gesalfdes, kom jy in opstand direk met Abba Vader. So Handelinge 12 vers 3 sê, en toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, dat Jakobus dood is, toe hy sien dat dit vir die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. Dis nog 'n disipel van Yeshua. So hy sien dat Jakobus tereggestel is, een van Yeshua se volgelinge, Jakobus die kleintjie. En toe Herodes sien, maar die Jode like dit, toe vat hy vir Petrus, die een wat die sleutels van die kerk het. En dit was in die dae van die ongesuurde brode, wat Handelinge 12 vers 3 ons sê. Onthou, Petrus was hierdie sleutelman. Vir hom is die sleutels van die kerk gegee en hy was 'n kragtige instrument en 'n prediker van die evangelie van Yeshua. Hy was 'n dinamiese apostel. En die Herodes het hierdie gedoen om vir Petrus gevange te vat vir sy eie wins. En daarom het hy vir Petrus gearresteer, want hy het gesien dat hoe opgewonde en hoe bly die Jode was toe hulle vir Jakobus, die Engels praat van James, en toe hy vir Petrus gearresteer het. Dis hoekom hy vir Petrus gearresteer het. Jy weet, Herodes was so ernstig om Petrus ook dood te maak, dat hy selfs 4 wagte gekry het om na Petrus te kyk in die tronk. So hy maak vir Jakobus dood, hy vang vir Petrus, sit hom in die tronk, en hy kry 4 wagte om vir Petrus te kyk in die tronk. Ja, Herodes wou 100% seker maak, daar was nie 'n prison break nie.
Daar was nie 'n prison break nie. En jy moet verstaan, die vyand sal alles doen dat die waarheid nie verkondig word nie. So Petrus mag nie die tronk ontsnap het nie, want Herodes wou hom na die Pasga feesseisoen doodmaak. Sodat Petrus nie verder kon praat en die evangelie kon verkondig nie. Nou die woord sê dit was tydens die fees van ongesuurde brode. Die Pasga feesseisoen, Levitikus 23 leer ons, dit is die Pasga feesseisoen bestaan eerder, eerste fees is Pasga, die tweede fees is die ongesuurde brode wat 7 dae duur, en dan die derde fees is die eerstlingsgerf. En daardie is in hierdie tyd, in hierdie fees van ongesuurde brode, wat daai 7 dae het hulle Petrus opgeneem in gevangenis. 3 maal 'n jaar moes hulle mans volgens Levitikus 23 het hulle opgetrek. Die woord sê dit. Volgens Levitikus 23 en Deuteronomium sê die woord dat 3 maal 'n jaar moes hulle opkom Jerusalem toe vir Abba Vader se feeste. Nou Abba Vader het 7 feeste wat verdeel word in 3 feesseisoene. En die eerste feesseisoen is Pasga. Waarvan ek nou net gesê het, Pasga, ongesuurde brode, eerstlingsgerf. Die volgende feesseisoen is een fees, dis die fees van Shavuot, soos ons dit ken, Pinkster. En dan die laaste 3 feeste, nou dink ek net reg kry, laaste 3 feeste is die fees van Tabernakels. Ons weet, dit gaan nog vervul word. Maar as in hierdie feesseisoen, en daar was baie mense met hierdie feesseisoen, hierdie Pasga, wat opgekom het Jerusalem toe, en daarom neem hy vir Petrus gevange, en wou hom nie teregstel, terwyl al die mense daar is nie. Daar was geweldig baie mense, en Herodes wou nie 'n oproer gemaak het, deur hom vir Petrus tereg te stel, terwyl al die mense daar was nie. Daarom neem hy hom gevangenes, en kry 4 wagte om na hom te kyk. Want sien, die vyand sal alles doen om my en jou stil te maak, om nie evangelie te verkondig nie. Net soos vir Petrus, sal die vyand vandag nog alles doen om my en jou stil te maak. Hy sal alles doen, as jy die vuur in jou het om die woord te verkondig, om die evangelie te verkondig, sal die vyand alles doen. Hy kom sommer deur vir jou te sê, maar jy is nie waardig nie, soos wat vir Jakobus sê, sit jy in die hoekie, weens jou verlede, skuldgevoelens, sit jy in die hoekie, want jou agtergrond is nie goed genoeg nie. As ek die woord bestudeer, sien ek, Abba roep juist die wat deur geweldige moeilike tye is, ons almal is sondig. So die vyand sal alles doen, om my en jou te kry, om nie Yeshua te verkondig nie. Maar kan jy dink, hulle neem jou in hegtenis, en is so ernstig oor jou, hulle sit jou in die tronk met 4 soldate. Net dat jy nie mag ontsnap nie. En dis nogal ernstig, is dit nie? In die tronk, vasgegrendel, en 4 soldate. En dis die vyand se wil om ons te weerhou om die waarheid en om ons vas te sluit met die soldate langs ons vas in slawerny, want Yeshua sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Die vyand weet, die waarheid wat ons ken, is dit wat ons vry maak, en daarom hou hy ons gecover. Dis wat sy naam beteken, die vyand se naam is Lucifer, en Lucifer beteken to cover it. So hy sal ons kom vasmaak. Maar dis die waarheid, Yeshua is die waarheid, dis die waarheid wat ons ken, wat ons vry maak. So voor Petrus se dood of teregstelling het Herodes die sekuriteit ge-upgrade. Hy het 'n plan gehad vir Petrus om hom dood te maak, en hy sit hom in die tronk met 4 wagte. Hy het die sekuriteit ge-upgrade. Nou die woord is duidelik daaroor en sê vir ons dat Petrus was geboei met ook 2 kettinge. Ja, Petrus was so vasgeboei dat sy Yeshua hande en voete nêrens kon gaan nie, net soos wat hulle Yeshua vasgespyker het,
So het hulle vir Petrus, hierdie Yeshua hande, want my en jou liggame behoort aan Yeshua, want die dag as ons onsself geheid ons dier gekoop, dan behoort my en jou liggaam aan hom, en dan word hierdie hande sy hande en hierdie voete sy voete, en net so is dit die vyand se plan, net soos wat Yeshua vasgespijker was, probeer hy nog steeds my en jou hande keer, om die Yeshua hande en Yeshua voete te wees. Hy val ons aan in die brein, wat vir ons sê, maar jy kan nie, of jy moet werk, en daarom kan jy nie die evangelie gaan verkondig nie. En die vyand doen alles, en maar so in hierdie geval van Petrus was hy so vasgeboei, dat sy Yeshua hande en voete nêrens kon gaan nie, om hande op te gaan lê op siekes en siekes te genees nie. Hy was vasgeboei, hy was vasgebind. En buiten dat Petrus in die tronk is, vasgeketting, 4 soldate, 2 by 2 om die beerd. Was daar 4 soldate, hy's vas met 2 kettinge, hy's in die tronk, 4 soldate, 2 by 2 om die beerd, wat oor hom wag hou. Was daar ook 2 staal tronkhekke wat toegesluit was. In hierdie gedeelte, en ons gaan volgende keer meer in detail daaroor praat, maar buiten dit alles was daar ook 'n tronkbewaarder, buiten die groot hek van die tronk, wat ook wag staan, om seker te maak Petrus ontsnap nie. Dit was 'n serious catch hierdie, want dit is amper soos 'n serial killer, want en al wat Petrus gedoen het, is hy die waarheid verkondig, hy die evangelie, hy het Yeshua verkondig. 4 wagte, vasgegrendel, binne in die tronk, 2 staalhekke, en dan nog buite wag. Hy was regtig behandel soos hierdie major serial killer. En die vraag is, dalk is jy ook so vasgevang in slawerny deur die vyand, deur omstandighede in jou lewe. Dalk is ek en jy ook so vasgevang om nie Yeshua se hande en voete te wees nie. Dis asof jy nie eers kan asemhaal nie, want vyand sal alles doen, sodat jy dit nie doen waarvoor Abba Vader jou geroep het nie. Nou Petrus was vasgevang onder geweldige sekuriteit, en sy toekoms was die dood, want hy was 'n uitgesproke disipel van Yeshua, wat hom 'n natuurlike teken gemaak het. Hy het die sleutels van die kerk, en net so sal die vyand alles doen, om die kerk se eenheid te breek, en hy doen nog steeds vandag nog in hierdie kerk. Ons het gekyk die afgelope tyd na die wapenrusting. Ons gekyk na die borswapen. Wanneer word die bors? Hoekom is die borswapen vir die wat baie naby aan jou kom om 'n mes in jou te steek? En dis wat die vyand se taktiek is. Hy wil eenheid breek. Net soos Petrus leer Abba Vader se woord, maar die vyand wil ons in 'n geestelike tronk hou, vas in kettinge, en die vyand sê, julle dink julle het hierdie roeping van Abba Vader om te gaan preek, of om hande op siekes te gaan lê, of julle dink julle dalk hierdie roeping van Abba Vader om 'n profeet, 'n evangelis, 'n herder, 'n apostel te gaan wees, maar weet jy wat het jy? Jy het 'n tronk, jy het kettinge, jy is vasgevang, jy gaan nêrens nie. Dis wat die vyand se woorde is. En dalk voel jy vandag so, voel dit vir jou, dit wat vir jou so brand om te doen, vir Abba Vader, voel half onmoontlik, want jy kan nie sien hoe jy dit gaan doen nie. Dit voel so far-fetched. Ek meen soos Petrus, jy het soldate om jou, jy het kettinge aan jou, jy's 'n tronksel, jy's in 'n tronksel. Jy's vas en dit voel vir jou, dit is jou lot, dis jou bestemming. Laasweek met ons straatbediening vra iemand my, Roef, as Abba Vader ons so lief het, hoekom is ons soms in woestyntydperke? As Abba Vader ons so lief het, en as Abba Vader so groot en kragtig is, hoe kan hy toelaat dat sy kinders so swaar kry? Ons het laasweek straatbediening gedoen, en hulle is op die straat en hulle het nie werk nie, en die vraag is, ek glo in Yeshua, maar hoe kan hy toelaat dat ek nie werk het nie, en dat my kinders en ek nie kos het nie? Hoe is dit dat ek op die straat is? En ek sê, maar het jy regtig nie kos nie, want Abba Vader se woord sê, hy voorsien vir die mossies. Nee, hulle het kos, maar hulle trek swaar. En dalk wonder jy ook vandag, want die toekoms lyk donker, jy is vasgegrendel in situasies soos Petrus, hoekom gaan dit so moeilik? Yeshua het nooit gesê om 'n volger vir hom te wees gaan maklik wees, hy gaan maanskyn en rose wees nie. Hy het gesê daar gaan verdrukking kom. Nie een van die disippels wat Yeshua geroep het, is ooit verheerlik en het staatspodiums gekry nie. Was sy naam wel bekend onder die hele hulle naam is vandag nog bekend, maar hulle is tot die dood toe
Tot die dood toe is hulle gelei. En die vraag is jy so volger van Yeshua, wat deur hierdie verdrukking sal gaan? Maar vir Petrus het die toekoms donker gelyk in 'n sel, kettinge vasgegrendel in 'n situasie. En dalk lyk jou toekoms vir jou ook donker. Dit lyk asof jy, ek is so vas in die werk, ek kan nie die evangelie gaan doen, verkondig nie. Ek kan nie loskom nie. Dis donker, dis nag en jy wil amper self sê ek het net nie meer hoop nie. Ek weet nie, dit voel asof ek net nie die droom gaan lewe wat Abba vir my het nie. En ek weet hy het vir my 'n droom. Ek weet hy het my geroep, hy het vir my die sleutels gegee om deel te wees binne in die kerk, om deel te wees as 'n evangelis, 'n herder of 'n apostel. Hy het my geroep om dalk 'n leraar te wees, maar voel ek en kyk ek na my omstandighede, dan lyk dit maar skaars, hè? Dit lyk asof ek vasgegrendel is. Lyk asof ek eintlik doodgemaak gaan word. Maar ek het vanoggend vir jou 'n boodskap van hoop. Want Abba Vader se woord leer my, Abba Vader doen sy beste werk in aansienlike, onmoontlike, vreesvolle situasies. Dis juis in die tye van woestyntydperke, in die tye wanneer ons vasgegrendel is, wanneer Abba Vader die onmoontlike doen, die bonatuurlike doen. Hoekom sê ek so? Jy sien, wanneer ons Abba Vader se woord bestudeer, kry jy nêrens in Abba Vader se woord iemand wat getrou saam met Abba Vader gestap het, wat nie eers in sy lewe deur 'n moeilike tyd, deur 'n woestyntydperk, deur 'n tronk, onmoontlike en vreesvolle situasies gegaan het nie. So as jy voel jy is in 'n woestyn, as jy voel jy's vasgevang in 'n tronk en jy's vasgegrendel op hierdie stadium, dan is jy dalk op die regte plek op hierdie stadium dat Abba Vader bonatuurlike ding kan doen. Onthou, Petrus is vasgeketting. En wat wil Herodes na die feesseisoen van Pasga of ongesuurde brode met Petrus doen? Selfs as wat hy met Jakobus gedoen het. Hy wil hom stil maak, hy wil hom stop, hy wil hom vervolg, hy wil hom doodmaak. En dit is die vyand, hy wil ons stop. Hy wil nie hê ons moet die woord verkondig nie, hy wil nie hê ons moet nie 'n roeping stap wat Abba Vader vir ons het nie. Nou dis amazing hoeveel kinders van Abba Vader in die woord ook in die tronk gegooi is. Of vasgevang was. Josef het hierdie groot droom van Abba Vader. Hy het in 'n tronk beland en hy het niks eers verkeerd gedoen nie. Petrus was in die tronk soos ons nou net hier lees en hy het niks verkeerd gedoen nie. Josef was in die tronk en hy het sekerlik op 'n stadium van Abba Vader gevra, Abba, wat van die droom wat U vir my het? Ek is vas nou al. Hy was oor die 13 jaar vasgevang in die tronk. Paulus wat 75% van die Nuwe Testament, hy was in 'n tronk gegooi. En so is die vyand vandag nog besig om alles in sy vermoë te doen om die kinders van Abba Vader te weerhou en om ons vasgevang te hou in 'n situasie. Maar hoor gou-gou. Abba Vader wat vir ons sy beloftes gegee het, is getrou en sal altyd getrou wees. Maak nie saak hoe onmoontlik, hopeloos of vreesvol die situasie is nie. Yeshua sê in Markus 10 vers 27, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. En ek weet nie hoe lyk jou situasie op hierdie stadium nie, maar Abba Vader sê al lyk vir jou omstandighede vir jou hoe moeilik, al lyk dit asof daar nie meer toekoms is nie, al lyk dit asof daar dood is. Al lyk die situasie vir jou hoe dood. Niks is onmoontlik by Abba Vader nie. So kom ons kyk na Petrus se situasie. Hy is in die tronk gegooi en hy sit met 2 kettinge vasgeketting. Wat is hierdie kettinge wat my en jou stop? Hierdie kettinge waarmee Petrus vasgeketting is verteenwoordig, leer Abba Vader my, hierdie 2 kettinge wat my en jou ook stop om hierdie woord te gaan verkondig, om die evangelie te gaan verkondig. Die 2 kettinge wat my en jou ook vandag vasgrendel en wat vir Petrus vasgegrendel het, is die eerste ketting is vrees, die tweede ketting is twyfel. En is dit nie dalk ook vrees en twyfel wat jou vasketting nie? Jy sien, ek en jy, net soos Petrus het 'n opdrag, want Yeshua sê in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels,
Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Ek meen, hoe kan jy Yeshua se opdrag gaan uitvoer as jy vasgeketting is met vrees en twyfel? En dalk staan jy nog vandag by 'n kruispunt in jou lewe want Abba Vader het hierdie amazing droom vir jou lewe. Jy weet dit, Abba Vader het hierdie droom. Jy weet jy's geroep as 'n evangelis om die woord te gaan verkondig. Maar die vyand kom sit nou al hierdie onmoontlike dinge reg voor jou neer. Dat jy skaars die droom wat Abba Vader vir jou het kan raak sien. En dis presies wat die vyand doen. Jy sien, die vyand sal alles doen om jou vas te ketting, om jou in 'n onmoontlike situasie te sit, om jou te stop om nie die droom wat Abba Vader vir jou het te leef nie. Is dit nie so nie, Mitchell? Die vyand sal alles doen om nie dat ek en jy gaan en die woord gaan verkondig in eerste rus, in Mamelodi. Die vyand sal alles doen om vir jou te sê, maar al het Vader jou geroep van Zimbabwe om hier te wees, om die woord te gaan verkondig vir al die Zimbabweërs wat hier is, sal die vyand vir jou kom sê, nee, jy gaan niks in Suid-Afrika regkry nie, want ons gaan nie vir jou paspoort gee nie, ons gaan nie vir jou ID gee nie, jy gaan niks regkry nie. Maar by Abba Vader, as hy jou gestuur het, is daar niks onmoontlik nie. Niks gaan jou vasgegrendel hou nie, nie vrees nie, nie twyfel nie. Maar Petrus was vasgevang. Jy sien, die vyand sal alles doen om jou vas te ketting, om jou in 'n onmoontlike situasie te sit, om jou te stop, om nie die droom wat Abba Vader vir jou het te leef nie. Die vyand sal alles doen om die roeping wat Abba Vader vir jou het te stop. Jy sien die ketting van vrees wat die vyand oor jou kom sit, sê vir jou, jy kan nie gaan waar jy veronderstel is om te gaan, of waar Abba Vader sê jy moet gaan nie. Jy het nie wat dit vat nie. Die vyand sal alles doen om vir jou te sê, maar daardie roeping wat Abba Vader vir jou het, om sy hande te wees, om hande op ander te lê dat hulle genees, jy het nie wat dit vat nie, of jy's nie geleerd genoeg nie. Of wat gaan die mense van jou sê, of wat as jy dit nie maak nie, wat as jy misluk? Die vyand sê dit vir jou. Ek onthou 'n paar jaar terug in my lewe, het Abba Vader vir my 'n droom gegee dat ons gaan selfs op TV verskyn oor finansies. En ons is besig met 'n ding wat in die volgende week of 2 gaan release oor rentmeester. Maar 15 jaar terug het Abba Vader vir my die droom gegee dat ons gaan hierdie rentmeester ding doen, en ons het toe op TV verskyn, maar het ons net daar gestop, vir my en Prof Gerry Bester. Hulle het ons net daar gestop en gesê, julle sal ongelukkig nie hierdie woord kan verkondig op kyk net nie, op TV nie. Maar ons het verskyn, ek en hy was in 'n program op TV. Nou wat daai droom vir my gegee. Maar ek het op daardie stadium vir Abba gesê, Abba, ek het net nie die kennis nie, want die vyand het my vasgegrendel gehou op daardie stadium van vrees, want ek weet nie, ek het nie die kennis nie. En dan stuur Abba Vader die mense wat jou leer. Gevoel ek het so 'n bietjie getwyfel daaroor. Gevoel ek is nie goed genoeg nie. En ek kan nie uit hierdie situasie wat die kettinge my vasgrendel van vrees en twyfel uitkom nie. Hoe gaan ek hier uitkom? Jy sien, hierdie kettinge word amper so styf getrek, net om vir jou te sê, jy gaan nêrens heen beweeg nie, hoor, jy gaan nêrens kom nie. Jy is vas, dis verby met jou, is tickets. En dis nie wat Abba Vader se woord sê nie, nee. Ons handleiding, die woord sê, vrees is nie van Abba Vader nie. Inteendeel, Paulus sê in 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ja, Paulus sê dit vir Timoteus, wat besig was om die kerk te bou, sê hy, God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Moenie bang wees vir mense nie. God het nie vir jou gees gegee van vreesagtigheid nie. Moenie bang wees vir mense wat in opstand teenoor jou kom nie. Maar hy het vir jou krag gegee, liefde en selfbeheersing. So Petrus was al voorheen ook in 'n vreessituasie. Hierdie ketting van vrees wat hom vasgehou het. Kan jy onthou waar Petrus gevrees toe hy saam met Yeshua toe hy in opleiding was? Wat het Yeshua hom geleer oor vrees? Petrus was op 'n stadium in 'n boot vasgevang waar daar 'n massive storm was en die volgende oomblik toe sien hulle 'n spook. Toe sien hulle 'n spook. En die woord sê 12 manne wat besig was om te roei na die oorkant van die see van Galilea het geskree van vrees.
Nou, jy moet net vir 'n oomblik dit dink, want ons manne skree nie sommer nie. 12 manne op 'n boot op die see van Galilea wat skree van vrees. Dis wat gebeur as jy die wind van voor kry. Die disippels het gespartel lang ure op hierdie boot. En hier kom 'n spook na hulle toe geloop op die water. Hulle was moeg. En toe hulle hierdie spook sien, wonder ek of hulle enige woord kon uitkry. Maar Matteus 14 vers 26 tot 27 sê, toe Yeshua se disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en geskree. Dis 'n spook van angs, het hulle hart begin skree. Maar Yeshua het dadelik met hulle gepraat en sê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie dat daai vyand jou vasmaak met kettinge nie, ek is saam met jou in jou boot, ek is by jou. Daniël het dit geweet in die leeukuil. Sadrag, Mesach en Abednego, dit is wat die wêreld hulle genoem het dit geweet in die vuuroond. God is with us. Maar hierdie disippels het hard begin skree, maar die oomblik toe hulle Yeshua se stem herken, het hulle bedaar, want die woorde wat Yeshua gebruik het, woorde wat hulle al voorheen gehoor het, dit is ek, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En ek glo, en ek gaan daaroor praat volgende week, Petrus was nie een oomblik bang toe hy vasgevang is in die tronk nie. Hy het geweet, hy het geleer by sy Messias om nie meer bang te wees. En ek gaan dit vir julle bewys, ons gaan volgende keer daarna kyk, dat Petrus was nie vasgevang, hy het met hierdie ketting gedeel, hy het geweet, sy koning, dis die waarheid wat jy ken, wat jou vry maak. Jy sien, soms is dit net vir ons so nodig, om in ons vreeslike situasie, Yeshua se stem te hoor. Net om te hoor, dat hy is met ons. Want partykeer twyfel ons net soos Abba Vader se teenwoordigheid. Ons twyfel oor sy teenwoordigheid in ons omstandighede, is dit nie? En dis die ander ketting, is die twyfel. Vrees en twyfel. Jy sien, die gerusstelling van Yeshua se teenwoordigheid, toe die disippels in hierdie boot was, toe Petrus in hierdie boot was op die water, hierdie gerusstelling van Yeshua se teenwoordigheid het 'n reaksie uit Petrus uitgelok om te sê, maar Yeshua, ek wil ook op water loop. Om op te staan in sy situasie, ons gaan kyk hoe het hy opgestaan dalk in die tronk waar hy vasgegrendel was. Sy voete op die water te sit en uit hierdie onmoontlike te stap, dit te waag. Toe Petrus Yeshua in die storm hoor, toe kry hy dit reg om bo sy vrees uit te styg. Miskien is jy vasgegrendel met twyfel, met vrees. Dis om Yeshua se stem te hoor. Yeshua het vir Petrus geroep en vir hom gesê, kom, waag dit uit jou bootjie, waag dit uit jou omstandighede en vertrou my en sien hoe jy die onmoontlike doen, jy op die water loop. Jy sien, as jy op water wil loop, moet jy bereid wees om uit die boot te klim. Vir die kettinge van vrees en die kettinge van twyfel om af te val. Dan moet jy waag om uit die boot te klim. Wat gee jou daardie krag? Wat gee jou daardie gemoedsrus om uit die boot uit te klim? Die stem van God. Ons is so soms vasgevang in ons omstandighede dat dit net lyk asof ons nooit daaruit gaan kom nie, maar hoor gou, weer as jy op die water wil loop, klim uit die boot uit. Klim uit jou gemaksone uit. Jy sien, Petrus het sy koning op die water gesien loop en het dadelik die skoene van bereidheid aangetrek en uitgeroep, as dit U is, beveel my om op die water te loop. En Yeshua sê vir hom, kom. Met ander woorde, Petrus bly nie verder vasgevang in sy omstandighede en reageer en klim so waar uit daardie boot uit. Jy sien die kettinge van vrees en twyfel, hulle hou ons vas om hierdie geloofstappe te vat, wat Abba Vader wil hê ons moet neem. En die vraag is, watse stappe van geloof moet ek en jy dalk vandag maak? Watse stappe van die unknown moet ek en jy vandag maak, soos Petrus?
Dit verg om op te staan en tree vir tree te gee in die rigting waarna Abba Vader, waarna toe Yeshua ons roep. Al is ons hoe bang en al sit ons met hoeveel twyfel. Jy sien, ons is nie beperk op hierdie aarde deur wêreldse of regering se hulp nie. Ons is nie beperk nie. Nee, ons krag is nie in perde of strydwaans nie. Dawid sê in Psalm 20 vers 7, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van Jotywaweh ons God. So Abba Vader se woord sê, ons krag is in hom. Die psalmdigter sê in Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is nie van mense nie. Dis my woorde daai. My hulp is van Jotywaweh wat hemel en aarde gemaak het. Jy sien die kettinge van twyfel en vrees kom grendel ons vas. Vrees keer my dat ek in die boot bly, dat ek in die tronk sal sit. Wat het Paulus in die tronk gedoen? Jy kan Filippense gaan lees. Jy gaan lees Filippense, gaan jy nooit dink hy sit in die tronkie. Jy sal nooit dink hy sit in die tronkie, want hy juig. Petrus en Jakobus het verstaan, Jakobus, Yeshua se broer, het verstaan dat wanneer jy in moeilike situasie is, verheug jouself. Wees bly wanneer dinge, omstandighede moeilik is. Wees bly as jy dalk, as die vyand jou wil kom vat, want wat gebeur as jy in moeilike omstandighede is? Die kettinge kom los. 'n Divine appointment sal gebeur. Jy sien die ketting van twyfel, ons het gekyk na hierdie ketting van vrees, die ketting van twyfel aan die ander kant waar die vyand oor jou kom sit is die vyand sê vir jou, is Abba Vader regtig met jou? Het hy jou regtig geroep? Vir jou? En jy begin te twyfel of jy goed genoeg is. Jy begin te twyfel of jy Abba Vader reg gehoor het. Jy begin te twyfel aan alles, en ek meen selfs Johannes die Doper, waarna ons nou kyk in die evangeliereeks, hy verkondig die hele tyd, daar is die lam, hy was die aankondiger. Hy was die een wat voorgeloop het. En Yeshua sê self, daar is niemand groter as hy nie. Hy self het begin twyfel toe hy in die wat gesit het? In die tronk. Want ons word in die tronk vasgegrendel met vrees en met twyfel. Ja, Johannes die Doper het getwyfel, Yeshua is hier waarlik die Messias, en hy stuur sy disippels na Yeshua toe om te vra, maar is hy waarlik? Wat doen Yeshua toe? Hy is besig om mense te genees, hy is besig om siekes te genees, en Yeshua sê toe vir hulle later, julle het nou gesien, gaan sê vir Johannes, want die profesie sê, die Messias sal kom om die wat vasgegrendel is, die wat siek is, die wat deur moeilike tye gaan, Yeshua gaan genesing bring, Yeshua gaan voorsien, Yeshua gaan die kettinge breek. Die vyand bring twyfel. Die twyfel, jy begin twyfel of Abba Vader regtig met jou is, want ek is in hierdie situasie, ek sit nou in die tronk. Ek het net die evangelie verkondig. Ek het net Yeshua vertel en nou kry ek hier al hierdie opstand binne in die kerk. Ek het net gedoen wat Abba Vader gesê het en nou kry ek al hierdie opstand. Abba Vader, hoe werk hy? Waar is hy? Dis die vyand wat vir jou wil twyfel bring. Jy begin te twyfel aan alles, en ek meen selfs Johannes die Doper wat verkondig het dat hy is die lam, hy het getwyfel dat Yeshua is die lam. En dis die werk van die vyand. Jy sien, as daar 'n geleentheid is wat Abba Vader in jou lewe inblaas, as daar 'n geleentheid is, moet jy nie durf toelaat dat die vyand kom met sy kettinge van vrees en twyfel om jou vas te ketting nie. En Abba Vader het vir jou net die beste in gedagte, en vrees en twyfel is nie van hom af nie. Dis van die vyand af. So as jy vandag vassit in vrees en in twyfel, begin soos Paulus in die tronk, Abba al die eer te gee. Loof en prys hom, want die deurbraak is binnekort. Dis die waarheid wat ons ken, wat ons vrymaak, wat die kettinge breek. Buiten hierdie 2 kettinge was daar ook 2 soldate by Petrus. Hierdie 2 soldate om die beerd verteenwoordig moedeloosheid en intimidasie. So jy twyfel, vrees, moedeloosheid en intimidasie. Sien jy hierdie vyand om jou vandag? Sien jy hierdie vyand om jou? Jy sien op pad na die droom wat Abba Vader vir jou het met hierdie 2 soldate. Moedeloosheid en intimidasie gaan jy ontmoet word.
Jy gaan geïntimideer word, jy gaan twyfel gesaai word, jy gaan vrees hê, vrees vir mense. Mense gaan twyfel saai of jy reg gehoor het van Abba Vader. Hulle gaan kom om jou te intimideer, hulle gaan kom om jou te moedeloos te maak. Jy gaan hulle ontmoet, jy gaan twyfel, vrees, moedeloosheid en intimidasie op jou pad kry. Hulle kom staan in jou pad en jy kan nêrens heen beweeg nie, want jy voel vasgegrendel. Hulle sal alles in hulle vermoë doen om jou moedeloos te maak, om jou so te intimideer, om nie te doen presies wat Abba Vader vir jou sê om te doen nie. Soldaat moedeloosheid kom staan voor jou, hy maak jou so emosioneel moeg. Hy kry jou om gefokus te wees van Yeshua na self. Dis wat moedeloos doen, dis wat die soldaat doen. Kom staan voor jou en jy maak so emosioneel moeg, dat jy voel, jy moet net in 'n rolstoel gaan sit, want jy's stikkend. Dis wat die soldaat van moedeloosheid doen. Hierdie soldaat trap jou energie. Hy maak jou so negatief. Hy beïnvloed alles en almal om jou. Soldaat moedeloosheid maak jou pessimisties. Gee vir jou rebellie, opstand. Hy maak jou neerslagtig. En jy's verslae. En dit maak jou dat jy mense net wil vermy. Jy stap sommer uit die kerk uit. Ken jy hierdie soldaat? Ken jy hierdie soldaat van moedeloosheid? 2 Korintiërs 4 vers 1 sê, daarom aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Ook sê Paulus in vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Moed in Grieks hier beteken to fail at heart, to be bad, to be weak, to be exhausted. Met ander woorde, ons moet nie uitsak nie of rigting verloor nie. Ons moet nie die pad byste raak nie. En dit sê hy vir ons uit ondervinding uit. Paulus was self vasgegrendel in 'n tronk. Hy was 5 keer 39 houe gekry. Hy as lyfstraf en 1 keer gestenig. So hoe het Paulus dit reg gekry, en hiermee wil ek afsluit, hoe het Paulus dit reg gekry om te midde van die ongelooflike teenstand wat hy beleef het, nie moedeloos te raak en uit te sak nie? Hoe het Paulus dit reg gekry om met sy situasie van twyfel, vrees, moedeloosheid en intimidasie op te staan? Hoe het Paulus dit reg gekyk? En dan gaan ons volgende keer kyk, wat het met Petrus gebeur? Maar hoe het Paulus dit reg gekry wat al soveel deur dinge was? Ek meen as jy 5 keer 39 houe moet kry, gaan jy dalk stop, nê? Jo, maar waar is u? As jy in die tronk moet gegooi word soos Paulus, gestenig moes word soos Paulus, gaan die soldaat van moedeloosheid reg voor jou staan en van jou grap maak. Die gees van vrees gaan jou so bang maak vir nog 'n keer 39 houe, nog 'n keer gestenig te word. Die gees van twyfel gaan vir jou sê, maar oor die jete, toe jy in godsdiens was, het dit nie met jou so swaar gegaan soos wat dit nou gaan nie. Wat het Paulus gedoen toe moedeloosheid, intimidasie, twyfel en vrees voor hom te staan gekom het? Paulus het gefokus nommer 1 op die wonder van Abba Vader se roeping vir sy lewe. Hy het opgekyk en het gesê, Abba, I'm not worthy. I'm not worthy. En ek eer U dat ek kan deel wees in die koninkryk. And even if the enemy wants to kill me, I will die for you. Weet jy wat het daai Paulus het Yeshua ontmoet, hy weet. Hy weet dit 'n lewende God. Paulus sê die blote feit dat Yeshua hom met al sy foute toevertrou het om die boodskap en die evangelie in die wêreld te verkondig het. Dis genade onbeskryflik groot. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 9, Yeshua se krag kom juis wanneer ek swak is. Jy sien,
Ons is soos breekbare kleipootjies. En die lewe kom stamp my en jou, en dit breek ons, en ons kry seer. Maar tog dra ons 'n baie waardevolle skat hier binne in ons rond. En Paulus sê, hy is hierdie kleipot wat maklik breek, en hy word soms moedeloos deur die vyand, want die soldaat staan voor hom. Hy kry intimidasie wat voor hom te staan kom, maar binne in hom is die krag van Yeshua wat alles oortref. Hy kan vasgegrendel word deur vrees. Hy kan vasgegrendel word deur twyfel. Soldaat moedeloos kan hier staan, soldaat intimidasie van die vyand kan hier staan. Maar wat hier binne is die krag, dieselfde krag wat Yeshua uit die dode uit opgewek het, Efesiërs 1 vers 19. So die vyand kom om hierdie kleipot te breek, maar die krag hier binne in die kleipot sal maak dat hy nooit te neergedruk raak nie. Dat hy nooit gaan lê en moedeloos wees nie. Net so moet ek en jy weet, ons verleentheid is juis die geleentheid in Abba Vader se hande om sy krag bloot te stel en te bewys. My en jou verleentheid is die geleentheid. Because when I'm weak, he is strong. Die derde rede hoekom Paulus nie moedeloos raak of opgree weens hierdie soldaat van moedeloosheid en intimidasie, want hy sê, hoor wat sê hy? 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18. Weet jy hoe gee Paulus nie op nie, na hy 5 keer 39 hou gekry, na hy gestenig is, weet jy hoekom sê Paulus gee nie op nie? 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18. Swaar kry en verdrukking is van korte duur. Swaar kry en verdrukking is van korte duur. One day in his courts, eendag as ek by hom is, gaan hierdie, wat hier gebeur het, niks in vergelyking wees met sy glorie nie. So I will do anything for him. Ek sal enigiets doen vir hom. Die swaar kry in hierdie lewe is gering, dit is van korte duur en dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat groter is as enige iets op die aarde. Met ander woorde, Paulus leer ons om ons versiere weer reg te stel. Moenie fokus op die tydelike nie, maar fokus op die ewige. Met ander woorde, hou op om jou blind te staar teen die sigbare, teen die tydelike dinge van die wêreld en fokus Abba Vader. Ek kan sien, jy's vasgegrendel deur vrees. Ek kan sien jy is vasgegrendel deur twyfel. Moedeloosheid staan nie, intimidasie staan nie. Jy is gehok, jy's vas. Weet vandag, die krag wat hier binne is baie groter. Kyk op. Kyk op. Lig jou oë op na bo. Die soldaat intimidasie gaan hand aan hand met konsternasie. Die soldaat intimidasie gaan hand aan hand met verslaandheid, ontsteltenis en opskudding. Ek weet nie waaroor is jy ontsteld nie. Dalk het jou hart seer gekry, daar's opskudding binne in jou, dis die soldaat van intimidasie. Ons moet die vyand raak sien, Paulus sê ons geveg is nie in die vlees nie, maar is in die gees. En die vyand sal alles doen om jou te ontstel. Hy kom intimideer jou met dreigemente of geweld of weerhou jou van een of ander handeling. Want sien, wanneer iemand jou intimideer, probeer hy jou buite aksie stel. Dis wanneer die gees van intimidasie kom om jou, probeer hy jou buite aksie stel of probeer hy jou bang maak, want as jy bang is vir iemand of 'n situasie, is jy tot niks in staat nie. En ek weet nie vir wie jy bang vandag nie. Vasgegrendel. Die gees van intimidasie wat jou so bang laat voel, dis asof jou hele wese versteen as jy in soldaat intimidasie se teenwoordigheid kom. Want die doel van intimidasie is om jou oorweldig te laat voel en jou so minderwaardigheid en vrees te gee. Dat jy voel jy is nie waardig om in die koninkrykswerk te doen wat jy doen nie. Die doel van hierdie soldaat is om jou perspektief te laat verloor, sodat jy nie meer vry is om op 'n Vader se wil te doen, sy evangelie te verkondig nie, maar gedoem is
om volgens sy pype te dans. Met ander woorde, met die gevolg is, jy gee jou autoriteit. Jy gee jou autoriteit in Yeshua prys. Dis wat intimidasie doen. Jy gee jou autoriteit in die roeping wat Yeshua vir jou het, gee jy prys as gevolg van hierdie soldaat intimidasie. Jy sien, die vyand het net een doel voor oë, en dis om jou te beheer en om jou in te perk, stil te maak. En die vraag is, sit jy vandag met hierdie soldaat van intimidasie reg langs jou? Jy probeer. Jy sien, die probleem is, as jy jou laat intimideer deur hierdie soldaat, gee jy eer aan vrees in plaas van Abba Vader. Hoor gou mooi, as jy toelaat dat die gees van intimidasie jou intimideer, stel jy jou egter jou vrees bo Abba Vader. As Yeshua in die tuin van Getsemane weens vrees moes geregeer het, maar hy het vrees gesê, gaan jy weg, ek doen net Vader se wil, nogtans nie my wil nie, net u wil, Abba. Daarom waarsku Yeshua ons uitdruklik om nie bang te wees vir hierdie soldaat van intimidasie nie. Yeshua sê, en hy sê dit vandag vir jou, moenie bang wees vir dit wat die liggaam doodmaak. Matteus 10 vers 28, miskien is jy bang om op te staan uit jou situasie, miskien is jy bang oor wat jou toekoms behels, waar jou inkomste gaan vandaan kom, jy is bang want jy is vasgevang onder intimidasie by die werk waar jy is, by die huwelik waarin jy is, moenie bang wees vir dit wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Yeshua sê dit in Matteus 10 vers 28. So hoe kom ons verby hierdie soldaat van intimidasie en moedeloosheid? En ek wil afsluit met 5 sleutels in kort. 5 sleutels in kort om op te staan in dit wat jou vasgrendel en vrees, twyfel, soldaat van moedeloosheid en soldaat van intimidasie. 5 sleutels wat ons leer. Fokus op Abba Vader se woord, dat jy in Yeshua is. Fokus op die woord, want is die waarheid wat jy ken, wat jou vry maak, nee. Daar word 168 keer in die Nuwe Testament gesê, dat ek en jy in Yeshua is. Nou, in Yeshua te wees beteken dat jy Yeshua erken as jou saligmaker. Jy herken hom in jou situasie, jy kyk op na hom, dat jou hart en gedagtes totaal al aan hom oorgegee is, nie in jou situasie nie, dat jy Yeshua onvoorwaardelik sal volg, al kom die vervolging, sy verlossing sal aanvaar en vir hom leef. Paulus sê ook, in 1 Korintiërs 6 vers 17, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Wie hom met Yeshua verenig, is geestelik een met hom. Met ander woorde, as jy weet jy is in Yeshua, mag die soldaat jou nie meer intimideer nie. As jy weet jy is in Yeshua, hy is jou saligmaker, mag jy nie toegee aan hierdie gees van intimidasie of moedeloosheid nie. Ek is in Yeshua. Jy kan my dalk doodmaak, maar ek is in Yeshua. Jy kan dalk al my voeding wegvat, jy kan dalk al die finansies wegvat, gees van intimidasie by my werk, jy kan dalk alles van my wegvat, maar ek is in Yeshua. Jy kan ook vasgevang wees in 'n situasie in jou huwelik, deur intimidasie. Vasgevang word in 'n verhouding, selfs in die kerk, met die gees van intimidasie en moedeloosheid. Ek is in Yeshua. Ons geveg is nie in die vlees nie, maar is in die gees. Jy is in Yeshua, verklaar dit vandag. Ek is in Yeshua. Hy is my saligmaker, hy is my verlosser. Al is jy hoe vasgegrendel in jou situasie, verklaar daar waar jy is vandag, ek is in Yeshua. Verklaar en bely, jy is in Yeshua. Met ander woorde, moet dit nie net lees nie, verklaar dit, sê dit hardop, sodat jy jou eie ore hoor wie jy is. Moenie vir die vyand luister en ooreenstemming kom met hom nie. Kyk mooi,
wat jy spreek, want dood en lewe is in die mag van die tong. Die volgende sleutel om die soldaat van intimidasie en moedeloosheid en die kettinge van twyfel en vrees te breek, is weier om die raad of die opinie van die wêreld te volg. Psalm 1 vers 1 tot 2 sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, maar staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van Jotawawai, en hy oordink sy wet dag en nag. Ons moet Abba Vader se woord oordink elke dag, meer as die dinge van hierdie wêreld, om die aanslae van die vyand te kan weerstaan en te oorkom. Onthou, hoe kry ek en jy meer geloof? Romeine 10 vers 17, die geloof kom deur die hoor van die woord. So Abba Vader moet so deel wees van ons wandel saam met hom, dat ons dadelik dit moet weerstaan en verwerp, wat nie ooreenstem met die woord nie. Die volgende sleutel wat ons leer is, aanvaar die raad en aanmoediging van medegelowiges. Kom, moenie saam met die spotters sit nie, maar sit saam met die wat Abba eerste stel in hulle lewe. Sit saam met die wat jou aanmoedig, raad gee, saam met medegelowiges. Nie die wat in opstand kom en in rebellie kom nie. Kom saam met die wat Abba Vader eerste stel. Romeine 15 vers 14. Meng jou met kinders van Abba Vader, wat gees vervuld is. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Moenie saam sit, saam met die wat die vyand groot maak nie, sit saam met die wat jou bemoedig en bou. Ons bou mekaar op met die woord van Abba Vader wat ons ken en met mekaar deel. Die 5de sleutel om die soldaat van intimidasie en die soldaat van moedeloosheid te oorwin is, besluit vandag om nie verder moedeloos te wees nie. Besluit vandag om nie verder geïntimideer te word nie. Want is 'n besluit van die eie wil. Want sien, net so maklik soos wat ons besluit om geïntimideer te word, net so maklik kan ons besluit om nie moedeloos te wees en geïntimideer te word nie. Net so maklik soos wat ons besluit, ek is nou so moedeloos, die hele wêreld is teen my, almal is teen my, almal in die kerk, ek gee op, ek is moedeloos, ek is so geïntimideer. Dis 'n besluit wat jy gemaak het. Hy selfe besluit, ek sal nie stop nie, Abba. Ek sal nie stop, al moet hulle my vasgrendel met vrees, al moet hulle my vasgrendel met twyfel, staan soldaat, moedeloosheid en soldaat. Ek kyk op na hy. Ek kyk op na hy. Ek besluit. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. As jy oorlog verklaar teen Abba Vader se gesalfdes, verklaar jy oorlog teen hom. En reg deur die woord het ons gesien, Jakobus was nie die einde toe hy deur Herodes doodgemaak is nie. Dit was nie die einde toe Petrus vasgegrendel is nie. Toe agter deure met soldate by hom nie. Dit was nie klaar toe Paulus 39 houe 5 keer gekry het en gestenig is nie, was nie klaar nie. Die oorlog was nie verby nie. Maar as jy oorlog verklaar teen die gesalfdes van Abba, verklaar jy oorlog teen Abba Vader. Jy sien, so maklik wat dit is om te besluit om geïntimideer te voel, om moedeloos te voel, net so maklik kan ons besluit. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Vra vir Jesaja en Jesaja 6, die omstandighede in sy wêreld was nie goed nie, op baie stadium. Maar hy het besluit om sy oë op te lig na Abba Vader. Ek lig my oë op na U. Hy gaan die tempel in sy omstandighede, hy stap uit en hy sê, ek wil net vir julle een ding sê, maak nie saak wat ons omstandighede, ons koning hier in die wêreld is dalk dood, maar die koning wat regeer, is nog steeds op die troon. Hy is in beheer. Hy is in beheer. Mag Abba Vader vandag die waarheid wat jy ken, dat Yeshua op die troon is en dat hy in beheer is, die waarheid wat jy ken, is die waarheid wat jou vry maak. Kom ons bid saam.
Ons almagtige Vader, Papa God, vandag wil ons net voor U kom sit, Abba Vader. En maak nie saak daar waar ons dalk vasgevang is in situasies. Dalk sit ons vas in twyfel, dalk sit ons vas in vrees. Dalk staan hier die soldaat van moedeloosheid hier en die soldaat van intimidasie hier. Ek is vry in Yeshua. Ek rig my oë op na U. Ek rig my oë op na U. Ek wil jou vra net daar, waar jy in jou situasie is, net om saam met die engele. We rise by bowing, we live by dying. When we give what we can never keep, we gain what we will never lose. Like beauty from ashes and joy from mourning, only you can take brokenness and make it something beautiful. From glory to glory, you tell our story. We will overcome. Yes, Lord, we will overcome. We will walk on the water, eyes on the fall. Nothing is impossible. Rest is our weapon, joy is our strength. We wait upon the Lord and find strength to spread our wings and fly. Glory to glory, you tell our story. We will overcome. We will walk on the water, eyes on the fall. Nothing is impossible. I follow you anywhere. I follow you anywhere. I follow you anywhere you wanna go. I follow you anywhere. Yes, I follow you anywhere. I follow you anywhere you wanna go. From glory to glory, you tell our story. We will overcome. We will walk on the water, eyes on the Father. Nothing is impossible.
Vader, ons loof en ons prys U, Vader. Dankie vir U liefde, ons rig ons fokus net op U koning Yeshua. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde, Abba Vader, al staan ek vas, al is ek vasgegrendel in vrees, vrees is nie van U af nie. Al is ek vasgegrendel in twyfel, twyfel is ook nie van U af nie. Al staan hierdie soldaat van moedeloosheid en die soldaat van intimidasie hier by my, ek sal my oë oplig na U. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van U alleen. Ek loof en ek prys U, Abba. Ek loof en ek prys U. Dankie vir U goedheid, dankie dat ketTINGS vandag breek, want dit is die waarheid wat ons ken. Die waarheid wat ons ken, wat ons vrymaak. Dankie Yeshua, dat U vandag hierdie vertrek ingeloop het, dat it's all about You, it's all about You. You are the King of my heart. You are my King and I will follow You. I will follow You. Ek sal U volg. Ek sal nie bang wees vir dood nie. Vir my is die lewe Yeshua. En die sterwe, ja wins. Maar vir my is die lewe Yeshua. Dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde, Abba. Dankie vir U tasbare teenwoordigheid. You're an awesome God. More and more and more of You. Dankie Vader. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam. Vader, ek wil net vandag bid, ek het dit net op die hart, vir 'n boetie of 'n sussie wat voel dat hulle weet nie waartoe om te gaan nie. Dit voel asof die situasie hulle net so oorweldig. Ek wil net so in die gees kom vandag vir daai boetie of sussie en ek wil net hulle kop so kom oplig dat hulle net U sal sien. Want is die waarheid wat ons ken, wat ons vry maak. Dat hulle nie sal toegee aan moedeloosheid of intimidasie nie, vrees of twyfel nie. Net opkyk na U. Mag daai ketTINGS nou breek in Yeshua se naam. Mag hulle U stem hoor wat sê, staan op my dogter, staan op my seun. You are well abled, I am your provider. I am your healer. I am in the storm with you. I am the I in the storm. I will never leave you, I will never forsake you. Dankie Vader. Dankie Koning Yeshua. Ons eer U. Dankie vir ketTINGS wat breek in Yeshua se naam. Ons eer U. Ons loof U en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Amen.